Goeiemôre julle awesome seënjag. Ek hoop jy het lekker geslaap. Ons kyk vanoggend na ietsie wat heel moontlik jou lewe kan verander, soos jy vorentoe gaan. Nie heel moontlik nie. Dit kan jou lewe verander as jy dit reg toepas, want dit is ietsie wat soveel vreugde by 'n mens steel. Ons begin by Spreuke 25 vers 8. Dit sê: "Gaan nie haastig uit om te twis nie. Anders, wat sal jy teen slotte doen as jou naaste jou in die skande steek? Verdedig jou saak teen jou naaste, maar openbaar nie 'n ander se geheim nie, sodat een wat dit hoor jou nie beskimp en jou slegte gerug nie ophou nie." In die New King James lees hy bietjie anders. Hy sê: "Do not go hastily to court, for what will you do in the end, when your neighbor has put you to shame? Debate your case with your neighbor, and do not disclose the secret to another, lest he who hears it expose your shame and your reputation be ruined." Okay, stop. Wat se 3 groot dinge sien ons hierso? Nommer 1, ons moenie in openbaar met ons buurman stry nie, of ons naaste. Hy sê ons moet eerder redeneer of debatteer met ons naaste en dit in die geheim doen. So dis nie almal se business nie. Dis nie die hele TikTok se business nie. Dis nie die hele Facebook, YouTube, Insta, wat ook al se business nie. Nee. Hy sê hy gaan hê 'n gesprek met daai ou in sy huis. Sê vir mekaar wat julle pla en dan hou julle dit te geheim. Hy sê dan gaan gooi dit nie op jou WhatsApp status en maak dit jou hele social media following se probleem en probeer views te kry gebaseer op julle fight nie. Hy sê want wat gaan gebeur as jy nou hierdie geheim laat uitlaat? Hy sê hulle wat dit hoor, gaan jou verkeerdheid in die saak ook na vore toe bring. En dan gaan jou reputasie daarmee weg wees. Nou mense hoef nie ver te gaan op social media om te kyk hoe min mense hierdie vers toepas nie. Hoekom? Want mense hou van drama en mense hou van sensasie. Mense hou ook daarvan as die oë op hulle is en as mense saam met hulle stem. Maar onthou, ons is geroep om anderste te wees. Ons is in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld af nie. Ons bou nie ons eie koninkryk nie, nee. Ons is deel van die koninkryk van God en ons dra die reputasie van die koninkryk van God. Daar's 'n verantwoordelikheid op elkeen van ons om in die wysheid van God op te tree. In Matteus 5 vers 14 sê koning Jesus: "Julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n maatemmer nie, maar op die staander, en dit skyn vir almal wat in die huis is. Dan sê hy: Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik." So is ons besig som op die social media hof nou, né? Met mekaar te stry, mekaar sleg te sê, mekaar uithaal. Dalk is dit met goeie rede, daar is dalk 'n goeie rede, maar as ons dit doen, wat is ons besig om vir die wêreld te wys? Dat ons net soos hulle is? Dat ons net soos hulle redeneer? Weet jy wat is die scary ding, né? Het jy geweet, elke een wat koning Jesus volg, maak nie saak in wat se kerk hulle is nie, maak nie saak na wat se kerk gebou toe hulle gaan op 'n Sondag nie, maar elke liewe een wat Jesus as koning verklaar oor hulle lewe, word een liggaam genoem in die woord van God, word verwys na as die kerk. Maar het jy geweet, mense slaan mekaar, twis met mekaar, skiet mekaar dood, vat mekaar hof toe, sonder om eers te vra, glo hierdie persoon in koning Jesus? Jy is nie in my kerk nie, so ek gee nie om wat jy glo nie, is ons houding. Want ons het hierdie mindset van separation. Ons vergeet dat koning Jesus 'n koning is, en dat ons deel is van 'n hemelse koninkryk wat ons veronderstel is om op die aarde uit te lewe. Elkeen 'n lewe en bou sy eie koninkryk. In steede daarvan om te stop en te vra, joh, dalk gaan ek eendag langs hierdie ou sit, by die bruilhof van die lam. Koning Jesus leer met ons, as iemand jou wil dagvaar vir jou bokleed, gee sommer vir hom jou onderkleed ook. Hoekom? Want hierdie goed is tydelik. Ons praat vir jare nie met iemand nie oor R500, R1000. Kom ons met R10,000. Ons bly vir jare kwaad vir iemand vir nonsens. Dinge wat niks beteken in die ewigheid nie. Dinge wat geen waarde het in die ewigheid nie. Terwyl die woord sê, as ons iemand nie kan vergewe nie, kan ons nie vergewe word nie. Paulus sê in 1 Korintiërs 6, hy sê, julle is veronderstel om eendag oor engele te oordeel, maar julle kan nie eers oor die kleinste sake tussen mekaar oordeel nie.
Hoor dit sê 1 Petrus 3. Ons begin by vers 8. Dit sê eindelik, wees almal eensgesind, medelydend, vol broederliefde en ontferming, vriendelik, vergeld geen kwaad met kwaad of skaldwoorde met skaldwoorde nie. Maar seën inteendeel, omdat julle weet dat julle hiertoe geroep is, sodat julle seën kan beerwe. En nou hoor wat sê, hy sê, want wie die lewe wil lief hê en goeie dae wil sien, moet sy tong bewaar vir wat verkeerd is en sy lippe dat hulle geen bedrog spreek nie. Hy moet afwyk van wat verkeerd is en doen wat goed is. Hoorie, hy moet vrede soek en dit najaag. Hierdie is dieselfde Petrus wat die ou se oor afgekap het. Maar jy sien, toe hy die ou se oor afkap, toe was hy Israeliet. Toe hy die boek skryf, toe is hy 'n kind van God. Kom ek vra jou, jeuglid, jong mens, en wie ook al nog hierdie boodskap luister. Is jy 'n Suid-Afrikaner? Dalk het jy gemigreer, jy's 'n Amerikaner of 'n Australianer. Of is jy 'n kind van God? Daar's 'n verskil. Die een bou vir nou, en die ander een 'n lewe vir die ewigheid. Bless julle. Lekker dag.